Daar's 'n groot verskeidenheid van mense en bedrywe en verskillende idees. Jy het soveel diversiteit in die natuurlike omgewing ook. As jy net 500 meter daai kant toe gaan, is dit heeltemal anders. Ons het die groot kloof in die middel en dan het ons kleiner afdraai paadjies in die kleiner klowe in. Elke klein kloofie is daar amper soos 'n nuwe gemeenskap en 'n nuwe sosiale groep wat ook met iets anders boer. Water is ons beperkende faktor vir al die boere hierso. Jy kry nou 'n donderbui van 100 mm en dan vir die volgende 3 maande niks. Waar 40, 50 jaar terug was dit meer konstant. Ja, definitief. Dit is nou die droogste wat ek nog gesien het hier, van ek hier is. My skoonpa, hy blackwattle-saad hierheen gebring en hulle het dit gebring vir die doel om hout te hê vir vuurmaakhout. En dit het toe nou heeltemal in die area vervuil. Die swart wattel wat die indringerplant is, het nie baie groot kompetisie nie en daarom kan hulle baie vinnig groei en hulle kan hoog word en dan bied hulle skadu weer rondom hulle en dan kan die fynbos nie meer oorleef nie. So die black wattle is 'n plant wat verskriklik baie water gebruik. Hy gebruik nie net self baie water nie, maar hy verloor ook verskriklik baie water. En wat nou gebeur is, dit fokus op jou waterweë en hulle gaan groei daarso want hulle soek baie water. 'n Groot persentasie van die water wat beskikbaar is, word dan deur hierdie indringerplante opgebruik en nie net vir hulle eie groei gebruik nie, maar dit verdamp sommer net in die atmosfeer in. Hulle groei verskriklik vinnig, so jy kan hulle nou afgesny het en dan 6 maande later staan hulle weer vir jou 1 meter hoog. So dit is 'n ewige stryd om van hulle te probeer ontslaa raak. Natuurlik wil 'n mens die omgewing net so los. Jy wil basies niks langs die rivier doen nie, dis die veiligste. Maar omdat hier so min grond is om te bewerk, is ons geforseer om langs die rivier te plant. Ek sal sê die enigste oplossing is om natuurlike plante groei reg langs die rivier te kry. Selfs al stroom die rivier bo die wal, breek daai bosse die water se spoed. En as jy die water se spoed kan breek, dan sal minder erosie. Ons is toegewyd aan die hele landskap vir 20 jaar. Dit is nie kom in en hier is julle oplossings en daar is ons weg nie. Dit is, ons wil deel word van die landskap en die gemeenskap en sien hoe kan ons seker maak dat hierdie ongelooflike area eintlik vir die volgende 200 jaar moet goed aan die gang gaan. Nie net die omgewing nie, maar die mense ook wat daar binne is.